Dag 343 en ons tema vandag is oorloop liefde. Romeine 13 vers 8 en 9. Moet niks aan ander mense skuld nie, behalwe om absoluut lojaal en vol liefde teenoor hulle te wees. As jy ander mense liefhet, het jy die hele wet nagekom. Uit die boodskap. 'n Fontein gee omdat hy vol is. 'n Plaasdam hou terug omdat hy bang is vir droogte. Oorloop liefde. Kleintyd het ons gereeld vir oupa op die plaas gaan kuier. Een van die groot lekkertes was dan om in die plaasdam naby die huis te gaan swem. Nou 'n plaasdam het nou nie soos ons hedendaagse swembaddens filters en 'n kriepie gehad nie. Die gevolg was dat die bodem altyd vol gladde, glibberige slyk was. Boop die oppervlakte het dit ook gedryf. Maar dit het ons nie afgesit of gekeer nie. Swem het ons geswem. Maar hoekom het die plaasdam so gelyk? Water is ingepomp en die primêre doel van 'n dam is om water in te hou en te voorsien aan die tuin of aan die vee. Die algeslyk het gevorm omdat die water stil gestaan het. Teenoor die water in 'n dam is 'n fontein se water heeltemal anders. Dit word nie uit 'n dam in die fontein gepomp nie. Dit borrel uit die aarde as gevolg van ondergrondse druk. Dit is skoon omdat dit gefiltreer word deur die klippe, die grond, chemiese stowwe ensovoorts. Die vraag vir elkeen van ons vandag is: hoe lyk jou liefdeswater? Is dit 'n fontein wat oorloop van binne druk of 'n singplaasdam wat net daar lê en stadig toesluk? 'n Fontein werk van binne af. Daar is druk onder die grond. Vars water borrel op. Dit kan nie anders nie. Dit moet vloei. Dis nie geforseer nie. Dis nie aangejaag nie. Dis natuurlik. Die bron druk dit uit. 'n Plaasdam daarenteen, hy wag vir reën. Hy's afhanklik van buite-invloede. En as daar lanklaas reën was, staan die water stil. Die algeslyk sak af na die bodem toe en 'n groen laagie begin weer bo-op vorm. Dis water, maar verseker nie vars nie. Wanneer ek help omdat ek moet of omdat ek skuldig voel of omdat ek punte wil verdien, dan leef ek soos 'n plaasdam. Ek wag vir buitedruk en motivering. Ek reageer op verwagting. Ek doen omdat iemand kyk. Ek gee omdat iemand vra. Maar wanneer ek vanuit my binnebron se onvoorwaardelike en standhoudende liefde lewe, dan word ek 'n fontein. Dan is daar binnedruk, nie skulddruk nie, nie mensedruk nie, nie godsdienstige druk nie, maar liefdesdruk. Romeine 13 vers 8 sê eintlik: moenie leef asof jy iets probeer terugbetaal nie. Liefde is nie 'n rekening wat jy moet vereffen nie. Dis 'n stroom van liefde, genade en vergifnis wat reeds in jou geplaas is. As jy probeer lief hê om God te beïndruk, gaan jy moeg raak. As jy doen om waardering te kry, gaan jy leeg raak. Dis plaasdamlewe. En plaasdamlewe begin altyd toesluit. Jy begin binne brom, want stilstaande water hou rekord. Maar 'n fontein hou nie boek nie. Hy gee, hy verfris. Nie omdat iemand hom dreig nie, maar omdat die bron binne hom druk. Dankbare doen is fonteinlewe. 'n Stilstaande hart begin tel en hou boek. 'n Oorloophart gee omdat die bron eerste gegee het. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om fonteine te wees waaruit skoon lewegewende water vloei? Wat dink jy kan ons doen om vars fonteine met lewegewende water te word? Hoe gaan jy vandag begin om vanuit God se onuitputbare fonteinbron van liefde
te lewe. Here, maak my 'n fontein wat uit u onvoorwaardelike liefde oorborrel. Nie omdat ek moet, skuldig voel of iets wil verdien nie. Lei my en wys my hoe, waar en op wie ek vandag kan oorloop met u liefde. Amen. Jy hoef nie eers iets te word nie. Jy is alles wat 'n fontein nodig het, en die bron, die water, wil net deur jou wonderlike mens wees na ander unieke dorstige siele toe vloei. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shalom.